Francis van Assisi was 'n biskop wat geleef het in die middeleeue. En hy was bekend vir die spreekwoord van hom waarin hy gesê het, verkondig die evangelie, maar indien nodig, gebruik woorde. En as ons na die lewe van Francis gaan kyk in die wêreld waarin hy gebly het, dan gaan 'n mens agterkom, maar hy het werklik hierdie ding wat hy gesê het, uitgeleef. Ons moet vir mekaar sê, die middeleeue was 'n wêreld van groot ongelykheid, die rykdom was disproporsioneel verdeel, en die rykes was skatryk en die armes was brandarm gewees. En daarom het baie van die mense in daardie wêreld staat gemaak op die liefdadigheid van die kerk. Tot op so mate toe, dat die kerk dit op 'n stadium nie meer kon bekostig het nie. Nou Francis in sy lewe was dan nou op die ouene van die dag baie bekend daarvoor onder die gewone mense, dat hy sy klere vir mense sou gee wat dit nodig gehad het. Met ander woorde, dit wat op sy lyf was, dit wat hy gehad het, dit wat syne was hy bereid om te gee. Nou verlede week het ons gepraat oor geseënd en die waarskuwing gekry van die wat het, die wat 'n rykdom en 'n skat bymekaar gekry het, en vir mekaar gesê het, maar geseënd is die wat swaar kry, geseënd is die wat honger is, geseënd is die wat die hardheid van die lewe besef, want aan hulle behoort die koninkryk van God. En in Lukas 6 gaan Jesus dan nou verder en dan sê hy, maar as jy jouself dan nou beskou as hierdie geseënde groepering, as hierdie groepering wat die koninkryk van God beerwe, beteken dit nie, jy moet nou agteroor gaan sit en net verwag dat die Here vir jou gaan kom nie. Nee, dit beteken dat jy nou juis hierdie liefde, hierdie barmhartigheid, hierdie genade, wat jy van die Here ontvang het, dat jy dit nou moet uitleef. Hierdie week se perikoop begin met 'n baie kragtige stelling. Wees lief vir jou vyand, en as iemand jou klap oor die wang, draai die ander wang. Beteken dit dat ons as Christene eintlik net doeteenvoudig moet in sak en as sit en laat mense doeteenvoudig bo oor ons loop? Nee. Dit beteken dat ons altyd verder moet kyk, dat ons altyd dieper moet kyk, dat ons altyd moet opstaan vir die onreg wat in ons samelewing besig is om te broei. Want ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons is kinders van die Here. Ons is die erfgename van die koninkryk van God. En wanneer ons dit sê, dan sê ons, maar ons is almal gelyk. Ons het almal, maak nie saak of ek van jou hou, of ek nie van jou hou nie. Ons het almal die koninkryk, die liefde, die genade en die goedheid van die Here nodig. So, ja, daar is dalk mense wat jou seer gemaak het, mense wat jou teleurgestel het, mense wat jou rad voor die oë gedraai het. Maar die Here sê, daardie liefde wat hy aan jou bewys het, moet jy ook aan daardie persoon bewys. In die woorde van Francis van Assisi, verkondig die evangelie en indien nodig, gebruik woorde. Ons lewens moet getuig van Jesus Christus se teenwoordigheid in ons lewens.
ek wil jou vra, is die Here teenwoordig? Beleef jy die Here se genade? En dra jy dit uit?